Welkom by dag 5 van Hemelse Vreugde Versending. In ons vorige boodskap het ons geleer dat al is die grond onseker, dit is die saaiër se taak om dit mildelik te saai, sonder vrees vir verwerping. Ons verwelkom lees of evangelis Tom Shaun Davids om sy getuienis van God se leiding met ons te deel. Vriende, my naam is Tom Shaun Davids en ek deel graag 'n kort getuienis met ons vandag. Ek is nou in die literatuurbediening vir 6 jaar. Ek het begin as 'n literatuur-evangelis met 'n eenvoudige begeerte om God se liefde te deel met ander. In die begin was ek ook 'n bietjie bang, onseker, nie seker wat om te verwag nie. Maar elke keer wat ek 'n boek of tydskrif oorgee, het ek gesien hoe God mense se harte aanraak. Ek het stories gehoor van mense wat hoop gevind het, antwoorde gekry het en wat nader aan God gekom het. Vandag is ek so dankbaar om te sien hoe elke klein bydra 'n deel is van God se groter plan. Ek vertrou dat hy sal lei elke dag soos ek hierdie wonderlike boodskap versprei. Natuurlik, ek wil jou graag aanmoedig. Weet dat elke keer as jy 'n boek oorhandig, jy nie net 'n bladsy gee nie, maar 'n deurtjie na hoop en waarheid. God gebruik jou getroudheid. Moenie toelaat dat twyfel jou terughou nie. Jy is deel van 'n groter plan. Ons is deel van 'n groter plan en elke saad wat ons saai, sal groei. Elke saad wat jy saai, sal groei, selfs as jy nie die oes sien nie. Bly getrou, want God is aan jou kant. Vandag is ek so dankbaar om te sien hoe elke klein bydra 'n deel is van God se groter plan, nie net vir ander se lewepad, maar vir my lewe ook. Ek wil jou aanmoedig, as jy nog nie deel is van hierdie bediening nie, oorweeg dit. God gebruik elkeen van ons, selfs die kleinste daad. Bly getrou, want elke saad wat jy saai, sal groei. Vertrou op God se tyd. Jy is deel van iets groter, vriende. Ek is deel van iets groter. Ons is deel van iets groter. Vertrou op God se tyd. En ek nooi jou uit om hierdie pad saam met ons, saam met my te stap. Want God is aan ons se kant. Mag die Here u ryklik seën. Amen. Vandag bied leraar Reinhard Botha die boodskap van mosterdsaad tot majesteit aan. Dit is vir enigiemand wat al ooit gevoel het, hulle is te klein om 'n verskil te maak en wys hoe God selfs die kleinste daad kan vermenigvuldig. Goeiedag aan elkeen van u. Dit is vir my 'n wonderlike voorreg om saam met u die week van gebed te kan begin. Ek wil vir u welkom heet en dankie dat u tyd afgestaan het om die boodskap te luister. En mag hierdie boodskap 'n groot seën vir elkeen van ons wees. Voordat ons gaan begin, kom ons doen 'n gebed saam. Here, ons wil vir u dankie sê vir die voorreg wat ons het om hier by mekaar te kan wees. Vir die voorreg, Here, om in die woord te kan delf en om net na te kyk na belangrike aspekte wat U op ons harte druk. Here, lei ons en mag die Heilige Gees se teenwoordigheid met ons wees. Dis ons gebed in Jesus se naam. Amen. Soveel mense voel onbelangrik wanneer dit kom by verskeie take wat gedoen moet word. En veral as dit kom by om na mense uit te reik, dan dink ons baie keer maar hoe is ek dan so belangrik om daardie persoon te kan help?
Of as ek dit andersom kan sê, wat 'n verskil gaan ek ooit kan maak in daardie persoon se lewe? En dit laat my nogal dink aan Matteus 13 vers 31 en 32 wat sê, waar Jesus hier kom en hy vertel hierdie gelykenis en hy sê die koninkryk van die hemele is soos 'n mosterdsaad wat 'n man neem en sy land saai. Wat wel die kleinste is van al die soorte saad, maar as dit gegroei het, groter as die groentesoorte en 'n boom word, sodat die voëls van die hemel kom en nes maak in sy takke. Jy sien hierdie boodskap is bedoel vir enigiemand wat al ooit so gevoel het, asof hulle dink hulle is onbelangrik om wel 'n verskil te kan maak. Jy sien, ons is nie klein nie. Die Here kan ons nog steeds gebruik. Die saad wat ons uitsaai is lewendig. En die God wat daardie saad ontwerp het om te groei, sal nooit toelaat dat jou getroue gehoorsaamheid verniet is nie. En voordat ons na die gelykenis self gaan kyk, moet ons eers verstaan hoe die Bybel die dinge sien. Die storie van die mosterdsaadjie staan nie op sy eie nie, en dit is eintlik die perfekte voorbeeld van hoe God werk. Hy gebruik dinge wat die wêreld as niksagtig of nutteloos beskou om hierdie groot dinge te kan doen. Jy sien, die God van die Bybel het 'n merkwaardige manier van werk. Hy kies doelbewus dit wat lyk asof dit niks is nie, om iets groot te begin. As ons kyk na Moses, hierdie ou het 'n verlede gehad. Hy het in die woestyn gebly vir 40 jaar, voordat hy enigstens gekies was om te gaan na Egipte en die mense daar te gaan bevry. En tog het die Here hom gebruik om dit te kan doen. As ons kyk na Gideon, waar hy was vreesagtig gewees, en hy het deur middel van iets wat hy gebruik het, waar die Here met hom gepraat het die Here hom bemoedig om te gaan en te gaan veg. As ek maar nog 'n voorbeeld kan dink, die klein dogtertjie wat ons kry daarso in 2 Konings 5. Sy was hierdie klein dogtertjie gewees, en al was dit net dat sy 'n boodskap gebring het aan Naaman en sy huisgesin deur om te sê daar's 'n profeet in Samaria wat hom gesond kan maak, is hierdie een klein dogtertjie 'n groot voorbeeld van hoe ons die boodskap moet uitdra. En as ons kyk na Jesus, is 'n eenvoudige voorbeeld. Jesus wat gebore is in 'n stal in Bethlehem, maar wat so groot impak gemaak het op die gemeenskap van Israel. En wat dit op die einde van die dag sy lewe gegee het vir ons, sodat ons vandag hier kan sit. En wat 'n groter impak gemaak het. En is nogal interessant hoe die Here ons elkeen kan gebruik. En Paulus sê ook in een van sy briewe in 1 Korintiërs 1 vers 27 tot 29 sê hy, maar wat dwaas is by die wêreld het God uitverkies om die wyse te beskaam, en wat swak is by die wêreld het God uitverkies om wat sterk is te beskaam. En wat onydel is by die wêreld en wat verag is, het God uitgekies, en wat niks is nie, om wat iets is tot niet te maak, sodat geen vlees voor hom sou roem nie. So die enigste manier hoe ons sukses kan behaal, is net deur God aan ons kant. Jy sien, God kies doelbewus dit wat die wêreld ignoreer of afskryf, om sy grootste werk te doen. En as jy vandag voel dat jy te klein of dalk nie belangrik is nie, moet jy hierdie woorde onthou, dat jy is presies waar God jy wil hê. En dit is die posisie wat hy keer op keer kies, om sy krag te wys. 'n mosterdsaadjie wat so klein is, lyk dalk na niks, maar dit is presies die een wat die saaiër gekies het om te plant.
wat wel groter gaan groei. Soos 'n groot bos gaan uitstrek en gaan uitbrei en naderhand 'n boom word. En dan gee dit skadu vir diere. Dit gee skuilings vir voëls om hulle nes te maak. Wat 'n groot impak dit gaan maak op die einde van die dag. Net deur hierdie klein saadjie wat geplant word. In Sagaria 4 vers 10 sê dit, want wie verag die dag van klein dinge terwyl daar 7 die oë van die Here wat die ganse aarde deurloop met blydskap die skietloot aanskou in die hand van Serubabel. Jy sien, in die tyd van Sagaria was daar 'n klein worstelende groepie mense wat probeer het om die tempel te herbou. En wanneer hulle gekyk het na wat vroeër daar was, het hulle moedeloos geword, omdat hulle eie pogings so klein gelyk het. Maar God se boodskap was hard en duidelik. Moenie die dag van die begin, die klein beginne ignoreer nie, of verag nie. Dit is juis die beginpunt van iets groots. Wanneer u vandag 'n boek in iemand se hande plaas, dit is nie iets kleins wat u doen nie. Ons is besig om 'n mosterdsaadjie te plant in God se ekonomie. En onthou, mosterdsade is deur God geontwerp vir die doel om te kan groei. En dit bring ons by Lukas 16 waar Jesus vir ons hierdie beginsel vasstel en sê, hy wat getrou is in die minste is ook in die groote getrou. En hy wat onregverdig is in die minste is ook in die groote onregverdig. Jy sien, die patroon van God se koninkryk is altyd dieselfde. Hy toets ons getrouheid in die klein dinge voordat hy ons met die groot dinge kan vertrou. In Lukas 15 was die vrou wat die een muntstuk gesoek het of gevind het. Sy was getrou in die 10 wat sy gehad het. Dieselfde met die herder wat 99 skape gehad het, maar wat gaan soek het na die een wat verlore geraak het. En tog is hy getrou aan al 100 van hulle. En net so word die persoon wat hierdie werk met getrouheid een enkele boekie versprei, voorberei vir 'n groter vertroue in die oes wat aan die kom is. Jy moet ook onthou, 'n mosterdsaad slaan nooit die klein stadium oor nie. Dit moet daardeur groei om sy volle potensiaal te bereik. Die kern van die gelykenis van die mosterdsaadjie is 'n doelbewuste teenstrydigheid. Want jy sien dit is hierdie heel kleinste ding wat eintlik groter word en dit groter groei en op die einde van die dag 'n groter impak maak. En dit wat die mense die meeste miskyk word op die einde van die dag die belangrikste. Dit wat skaars opvallend was, dit asof dit lyk asof daar gaan nie 'n doel wees rondom dit nie, word ewe skielik iets wat geen mens kan ignoreer nie. Dit is hoe die logika van God se koninkryk werk. En dit draai die wêreld se verwagtinge heeltemal op sy kop. Jesus leer ons dat die mosterdsaadjie, al is dit die kleinste van alle sade, uiteindelik die grootste tuinplant word op die einde van die dag. Die koninkryk van God vorder nie deur groot vertonings wat die wêreld probeer beïndruk of bedwing nie, maar deur 'n lewenskrag, daardie innerlike Godgegewe lewe wat reeds in die saad self opgesluit lê. En hierdie kragtige waarheid word pragtig saamgevat in Sagaria se boek. Die profeet Sagaria verduidelik in hoofstuk 4 vers 6, wat sê, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Here van die leerskare. So die gebeure kan nie deur menslike mag of krag gedoen word nie, maar dit kan net deur die Heilige Gees gedoen word.
En dit is presies waarom die leesstofbediening so sterk fokus op geesvervulde literatuur. Boeke en tydskrifte waarvoor daar gebid is, wat getuig is, of althans getuig van lewens wat verander. En hierdie publikasies bied die woord van God met duidelikheid en oortuiging aan. Net soos die lewenskrag reeds in die saad is die gees in die woord. En saam bring hulle die groei voort wat geen menslike plan ooit self sou kon regkry nie. Net deur die hulp van die Heilige Gees. Mosterdsaadjie gloei glad nie omdat dit hard probeer om te groei nie, maar bloot omdat God dit so omwerp het om te kan groei. En Jesus maak hier dieselfde punt selfs nog duideliker in Markus, met dieselfde verhaal in gedagte in Markus 4 vers 26 tot 28, waar hy sê, so is die koninkryk van God, soos wanneer 'n mens die saad in die grond gooi, en hy gaan slaap en hy staan op, nag en dag, en die saad spruit uit en word groot. Hoe, weet hy self nie, want van self bring die aarde vrug voort, eers 'n halm en dan 'n aar, en dan die volle koring in die jaar. Die boer weet self nie eers hoe dit gebeur nie. Alhoewel ek dink in vandag se tyd is daar soveel mense wat nogal slim is en al reeds 'n verduideliking gegee het oor hoe dit gebeur. Maar die boer plant die saad en hy gaan en hy slaap en hy staan weer op. Intussen is daar 'n proses wat aan die gang is wat net God bewerkstellig. En natuurlik dit met water kry, ons 'n proses wat aan die gang is. Dit beteken nie dat ons net agteroor moet sit en net moet niks doen nie. Want wanneer die boer daai saad gesaai het, dan versorg hy daai saad. En dit is egter 'n herinnering dat ons nie angstig hoef te wees nie. Ons is nie verantwoordelik vir die ingenieurswerk van geestelike groei nie. Ons enigste opdrag is om getrou te plant en ek wil hom verby te versorg. Die groei self is God se werk. Hy is uiters goed met wat hy doen. En saam met die Heilige Gees kan hierdie werk gedoen word. Die mees bemoedigende waarheid van hierdie gelykenis is dalk die stille belofte wat daarin opgelê is. Wanneer jy iets vir God gee, maak nie saak hoe klein dit is nie, gaan hy daarmee aan die werk. En Jesus het dieselfde beginsels gewys toe hy die 5 brode en die 2 visse vermeerder het. En as ons ook kyk na die voorbeeld van Kana, Jesus het die water in wyn verander. En hy wys dit vandag nog elke keer, wanneer leesstof evangeliste 'n boek aan iemand gee, wat daardie persoon heel moontlik nodig het. En Paulus vertel vir ons in Filippense 4, en my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom, in heerlikheid, deur Christus Jesus. En wat jy aan God bring, hoe klein ook al, hy vul aan sy eie rykdom in heerlikheid. Die mosterdsaad plus die rykdom van God se voorsiening is gelyk aan 'n stywende boom. Dus met ander woorde, wanneer die saad geplant word, dan sal daai saad groei en God sal met daai saad werk en dit word 'n boom op die einde van die dag. En dit is wat jy na God toe kan bring. Hoe klein dit ook al mag wees, vul hy aan uit die oorvloed van sy heerlikheid. Die optelsom is eenvoudig maar kragtig. 'n Mosterdsaadjie plus God se ryk voorsiening
word uiteindelik 'n reuse boom wat skuiling bied. 'n Boom wat net vir homself groei, is heeltemal die punt. God se koninkryk was nooit bedoel om 'n eksklusiewe klub te wees nie. En dis waar God se woord ons bemoedig in Jesaja 56 vers 7 wat sê: "Hulle sal ek bring na my heilige berg, en ek sal hulle vreugde laat smaak in my huis van gebed. Hulle brandoffers en hulle slagoffers sal welgevallig wees op my altaar, want my huis sal 'n huis van gebed genoem word vir alle volke." Dit sluit alle nasies in, elke individu en elke soeker wat 'n plek nodig het van rus. Dit is die kern van die leesstofbediening se wêreldwye missie, of althans visie, ekskuus. Nie om bloot 'n geslote binnekring te wees nie, maar om 'n boom te laat groei wat wyd uitsprei sodat mense van elke nasie, taal en agtergrond daar ware rus en vrede kan vind. Die voëls in hierdie gelykenis word nie volgens belangrikheid gerangskik nie. Daar is nie een tak wat gereserveer is vir die indrukwekkendes en 'n ander vir die gewone mense nie. Almal is welkom en almal is welkom om skuiling te soek. Dit is die kragtige beeld van 'n soort gemeenskap wat ware evangelisasie behoort te skep. Die Bybel sê vir ons, daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man en vrou nie, want julle is almal een in Christus Jesus. Almal is een. Of dit nou 'n tak is wat uitgereik word deur die besoek van 'n leesstof evangelis, 'n boek wat op die regte tyd in die regte hande beland, vir Bybelstudie in 'n eenvoudige huis. Daardie tak bied presies daardie selfde skuiling aan die professor en die taxi-bestuurder, wie ook al dit mag wees. Dit verwelkom die jong mense sowel as die bejaarde, die nuwe gelowige en die een wat al sy hele lewe lank deel van die kerk is. Dit is die boodskap van die gelykenis van die mosterdsaadjie. Dit wat jy in getroue gehoorsaamheid vir God aanbied, word iets wat jou eie lewe oorleef. Die boer wat die saadjie plant, sien dalk nooit self hoe hoog daardie boom uiteindelik gaan groei nie. Maar die boom is werklik, die voëls vind reeds skuiling daarin. Jesus beloof in Matteus 25 dat die wat in getrouheid wandel, sal tot in ewigheid voortleef. En die verstandiges sal glinster soos die glans van die uitspansel, en die wat baie tot regverdigheid uitlei, soos die sterre vir ewig en altoos. Dis Daniël 12 vers 3. En dit sal skyn soos die sterre vir altyd en vir ewig. Klein dade van gehoorsaamheid verander in 'n invloed wat tot in die ewigheid strek. Miskien voel dit of die boek wat u gegee het geweier is, of die gebed vir 'n buurman sonder belangstelling onbeantwoord gebly het, of dat 'n gesprek op niks uitgeloop het nie, en tog gaan niks daarvan verlore nie, en God werk op maniere wat ons nie eers raak sien nie, selfs met dinge wat ons gedink het te klein is om 'n verskil te maak. In die ewigheid sal die sterre getuig van elke mosterdsaadjie wat getrou geplant is. Jy sien, vandag se boodskap gee vir ons die bemoediging dat ons rus kan vind in die buitengewone en vertroostende krag van die mosterdsaadjie. En net soos Jesaja 40 vers 29 tot 31 vir ons sê, hy gee die vermoeiende krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen krag het nie. Die jonges word moeg en mat, en die jongmanne struikel selfs.
Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Mag ons vlerke sprei en styg soos arende. Mag ons voortloop sonder om moeg te word. Want dit is die belofte aan elke getroue saaier wat soms klein voel. God vernuwe ons elkeen se krag. Hy vermenigvuldig dat ons aanbied en ons plant, dit wat ons geplant het, kan floreer. Mag ons vir God ons vertroue in hom sit, sodat ons kan groei. Maar ook die plant of die mosterdsaadjie wat ons geplant het, dat dit ook groter sal groei. Want kyk net wat die Here kan doen met 'n klein mosterdsaadjie, groot kan word. En 'n bos kan word en so uiteindelik skuiling kan gee vir die mense daar buite. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die voorreg wat ons gehad het om in die woord te kan delf. Here, ons mag selfs soms klein voel. Maar ons wil U dankie sê dat U ons gaan gebruik om hierdie mosterdsaadjies te plant aan die mense daar buite. Dat ons U woord kan vat, dat ons Jesus vir hulle kan vat en dat Jesus groter en belangriker sal groei in hulle lewens. En Here, ek bid vir elke leesstof evangelis, dat U met elkeen van hulle sal wees en hulle sal dra soos wat hulle U werk voortvat. Ek bid ook, Here, dat U ook vir ons geduld sal gee wanneer ons met die mense werk. Partykeer weet ons nie altyd wat die regte tyd is nie, wanneer ons iets in ander persone se hande sit. Maar wys ons, gee vir ons die krag en gee vir ons ook die regte tyd om dit te kan doen. Seën ons dan nou verder op hierdie dag, is ons gebed in Jesus se naam. Amen. Dankie leraar Botha vir die herinnering dat niks wat aan God geoffer word ooit vermors word nie. Lees of evangelis Thomson Davids sal ons in gebedstyd voortgaan. Kom ons bid vir 'n nuwe uitstorting van die Heilige Gees op ons leefstofspanne, sodat hulle pogings geseën kan word. Kom ons bid saam, ons genadige en liefdevolle Vader in die hemel. Ons kom vandag nederig voor U troon van genade. U is die skepper van alles en die een wat die kleinste saad laat groei tot 'n groot boom. Daarom bring ons versoeke met vertroue na U. Here, ons bid vir elke lid wat voel dat hulle is te klein om die onbeduidend om 'n verskil te maak. Party mag voel dat hulle bydra nie saak maak nie. Maar U woord leer ons dat selfs geloof so klein soos 'n mosterdsaadjie groot dinge kan doen. Ons vra dat U ons almal se harte sal aanraak en ons 'n gevoel van onwaardigheid sal vervang met moed, geloof en vertroue in U krag. Help ons om te onthou dat U dikwels die klein en eenvoudige dinge gebruik om groot werke te doen. Gee ons asseblief elkeen hierdie week een spesifieke daad van getroue getuienis sal doen. 'n Vriendelike woord, 'n gebed, 'n Bybelsvers of 'n stukkie literatuur sal deel met iemand sodat U naam verheerlik kan word. Ons bid ook vir die volgehoue groei van die uitgewerybediening. Here, U ken elke boek, elke tydskrif en elke stuk literatuur wat versprei is. U weet waar elke saad geplant is.
Ons vra dat die Heilige Gees daardie sade sal laat groei, laat dit wortel skiet in harte reg oor ons divisie. Laat dit nie net klein plante bly nie, maar groot bome word wat skadu en seën bring vir hele gemeenskappe. Seën elke literatuur evangelis, elke lid wat 'n boek versprei en elke persoon wat die boodskap lees. Ons Vader, ons bid ook vir geduld met u tydsberekening. Soms lyk dit vir ons asof die grond stil is en dat daar geen resultate is nie. Maar u is die God wat groei ontwerp het. U laat die saad ontkiem op die regte tyd. Help ons om u te vertrou, selfs wanneer ons nog nie die vrug kan sien nie. Leer ons asseblief om getroue te bly in saai, om geduldig te wag en om te glo dat u op die regte tyd 'n oes sal bring. Here lief, maak ons bereid om instrumente in u hande te wees. Laat ons geloof groei, laat ons bediening vrug dra en laat ons harte rus in u perfekte tyd. Here, ons vra hierdie dinge alles nie omdat ons dit verdien nie, maar slegs in die kosbare naam van Jesus Christus bid ons en vra al hierdie dinge. Amen en amen. Sluit asseblief môre weer by ons aan terwyl ons vir dag 6, wanneer leraar Kim Rourou die woord met ons sal deel.